Heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Dit mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Amen. Gemeente, voordat ons uit die woord van die Here lees, bid ons eers saam. Jy kan net so bly sit, dan word ons stil voor die Here. So wonderlike hemelse Vader, dankie Here vir die vreugde van kerkwees in die wêreld, van gemeente van Jesus Christus wees. Here, hier kan ons by mekaar kom, sonder dat iemand ons hinder, en ons dankie vir die wonderlike voorreg en die wete waaraan ons nie hoef te twyfel nie, dat U saam met ons hier is nou, deur die Gees, dat U ons as feilbare mense, sondaar mense, so begenadig, dat ons in U teenwoordigheid kan wees. Ons vra dan nou, o Heilige Gees, U wat op baie maniere in ons lewens werk, maar veral verkies om deur die woord te werk, dat U nou sal kom in hierdie oomblikke, en ook dit wat ons hier lees, dit wat ons daaroor verkondig, so sal seën, dat ons lewens daarom kan meet. Hoor ons gebed, ons vra dit van U, in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons lees 'n gedeelte uit die Johannes Evangelie. Dit handel oor Jesus se verskyning voor Pontius Pilatus, en ons gaan lees vanaf vers 33 tot en met die eerste gedeelte van vers 38. Vanaf vers 33 van Johannes 18, Jesus se verskyning voor Pilatus. Pilatus het toe weer in sy amptswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra, is jy die koning van die Jode? Jesus het hom toe gevra, vra u dit uit u eie, of het ander dit vir u van my gesê? Ek is mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus. Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is jy toch wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is soos hy sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Wat is waarheid? Sê Pilatus toe vir hom. Dus en susters, kom ons lees daardie gedeelte van die gesprek tussen Jesus en Pilatus, soos die apostel Johannes dit vir ons oorlewer, as God se woord. Mag die Here dan ook vanoggend die verkondiging van hierdie woord in ons harte seën. Die tema van ons prediking handel oor die vraag van mag en hoe om mag te hê, te gebruik, en dit is na aanleiding van hierdie gesprek tussen Jesus en Pilatus, en in Pilatus se vraag aan Jesus, dan is jy toch wel ook 'n koning. Liewe broers en susters in die Here, ons word gebore in 'n wêreld waarin daar 'n wye netwerk van magsverhoudinge en magsuitoefening is. Oral waar mense saam woon of saam werk,
is daar bewustelik, maar ook soms onbewustelik, strukture van mag, waar mense beheer oor mekaar uitoefen. Ons is vandag so bewus van politieke mag byvoorbeeld, van regeerders, wetstoepassers, mense wat in 'n posisie is om heelwat beheer oor ander se lewens uit te oefen. Daar is ook byvoorbeeld in 'n werksplek is daar maguitoefening, byvoorbeeld van werknemers, werkgewers teenoor werknemers, maar baie keer ook in die klein kring van ons huis en van ons verhoudinge daar, is daar baie keer ook 'n magspel teenwoordig. Want ons hou almal maar in 'n mindere of in 'n meerdere mate daarvan om in beheer te wees en in beheer te bly. As daar een ding is wat waar is van die Romeinse owerhede in Jesus se dag, dan was dit hulle nog baie meer magsbehep was as vandag se regerders. En dat hulle nie geskroom het om hulle mag met wreedheid en felheid op mense af te dwing nie. En tog was elkeen van hierdie regerders terdee bewus van die feit dat hulle mag in enige oomblik weggeneem kan word. As die mense, as die volk teen jou draai. So was daar altyd 'n onderliggende vrees, wat die grootste en die magtigste Romeinse keisers en koninklikes baie deeglik van bewus was. Ek kan enige oomblik hierdie baie delikate magsposisie verloor, en daarmee saam waarskynlik ook my lewe verloor. En ons glo dit is miskien die enigste rede waarom die Romeinse goewerneur Pontius Pilatus enigstens bereid was om Jesus se saak aan te hoor. Hy gee eintlik glad nie om oor die Jode se kleinlike opstandjies en rallietjies met mense wat nou kwansuis hulle godsdienstige wette oortree het nie, en dit skeel hom eintlik baie min, dat hulle nou van hom verwag, hy wat nie 'n Jood is nie, om hulle misdadiger in hulle oë nou te straf, om hulle oortreders te straf. Maar, omdat Pilatus gehoor het, dat hierdie spesifieke aangeklaagde, hierdie Jesus van Nasaret beweer dat hy 'n koning is, dit het hom laat regop sit. Want nou moet hy seker maak, hier is nie weer iemand wat vroeër of later vir hom 'n bedreiging gaan word. Hier is nou nie weer iemand wat die Jode in opstand gaan bring, terwyl hy eintlik nie die keiser daar in Rome enigstens wil pla, omdat hy Palestina nie kan beheer nie. En daarom lees ons, is dit eintlik grootliks waaroor die gesprek tussen Pilatus en Jesus handel, wanneer Jesus voor Pilatus verskyn. Daarom roep Pilatus ook vir Jesus uit die binneplaas, daar waar almal die gesprek kan hoor, na die private gedeelte van sy amptswoning, waar hy alleen, onder 4 oë, met Jesus kan praat. En sy vraag is dadelik vir Jesus, is jy die nuwe koning van die Jode? Moet ek oor jou bekommerd wees? Gaan jy vir my probleme veroorsaak? Beplan jy dalk weer 'n Joodse opstand teen Rome? Is jy vir my 'n potensiële gevaar? Jesus se antwoord is die belangrike in hierdie gedeelte. Hy verstaan natuurlik dadelik en presies waaroor dit vir Pilatus hier gaan, maar Jesus kies om nie by daardie gesprek betrokke te raak nie. Jesus gebruik dit eerder as 'n geleentheid om, soos wat altyd sy eerste oorweging in alles was, die evangelie van verlossing te verkondig. En Jesus noem aan Pilatus hoe sake in hierdie wêreld aan die verbygaan is. Hoe strukture altyd tydelike strukture is. Hoe regerders en regeertydperke altyd verbygaan. Maar wat werklik saak maak,
sê Jesus is die een wat mag het, en wat die mag in sy hand hou, wat vir tyd en ewigheid sal standhou, wat die ware maggewer is. So indirek sê Jesus eintlik vir Pilatus, ek het nie gekom na hierdie aarde om by kleinlike aardse geveggies en magstryde betrokke te wees nie. Ek en my volgelinge is besig met iets wat ver meer belangrik is, wat 'n geweldige verskil vir die totale mensdom sal maak. My hele doel is om aan hierdie wêreld met sy stryd, sy konflik, sy magstryde, sy meestal korrupte leiers te leer. Julle moet die valsheid van hierdie wêreld agterlaat. Julle moet aan die waarheid vashou. Wat hierdie waarheid is die belangrike. Vir 'n oomblik lyk dit asof Pilatus daarin geïnteresseerd is, want hy vra, wat is waarheid? Sê vir my, wat is waarheid? En wat hierdie waarheid is, het die apostel Johannes al in die openingswoorde van sy evangelie gesê, toe hy gesê het, die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld. En aan almal wat hom aangeneem het, almal wat gesê het, daardie lig is vir my, in my lewe bedoel, het hy die reg gegee. 'n Mens kan daai Griekse woordjie ook vertaal, het hy die mag gegee om kinders van God te wees vir altyd, om gered te word, om die ewige lewe te verkry. So Jesus sê vir Pilatus, dit is die mag waaroor jy begaan moet wees. Dit is die mag waaroor ek beskik en wat ek ook vir jou kan bied. Ek kan jou ontruk van hierdie wêreld met sy vele forme van magstryd, gevaarlike magstryde. Ek kan jou bevry van 'n valse, korrupte wêreld. Ek kan aan jou die ware mag gee, wat nooit verbygaan nie. Want dit kom saam met die waarheid. Dit maak van jou 'n verloste sondaar. Dit maak van jou kind van God. Dit maak van jou beerwer van die ewige lewe. Dit gee jou mag oor die dood selfs. Dit bied aan jou die lewe na die dood. Maar dit gaan by Pilatus verby. Hy is so verblind deur sy ampt, deur sy posisie, so behep om ten alle koste sy politieke gesagsposisie te behou, dat die inhoud van die betekenis van Jesus se woorde heeltemal by hom verbygaan. Later, as hy vir Jesus laat kruisig, dan laat hy 'n inskripsie bo Jesus se kruis aanbring, spottend. Dit is nou die koning van die Jode, om eintlik te sê, so lyk iemand. En dit gebeur met iemand wat dink dat hy my koningskap kan uitdaag. Dat hy my mag, my beheer kan uitdaag. En so het Pilatus uitgemis, die grootste reg van sy lewe te ontvang, wat aan hom die ewige lewe sou gee. Geliefdes, wat ons verhouding met God en met mekaar betref as mense, baie keer in ons verhoudinge ook maar met 'n magspel besig. Want dit is vir ons baie keer in ons lewe so verskriklik belangrik om die beheer te behou. Dit is so moeilik om nie alles te wil beheer in die laaste instansie. Jesus is voortdurend in die binneplase en selfs ook in die binnekamers van ons lewens en ons harte, en hy vra vir ons, dien my, buig voor my, erken my in jou lewe. En dan is ons woorde, ons dade, ons gesindhede baie keer ook maar uitdagend teenoor God. Net soos wat Pilatus was. Ons daag ook baie keer Jesus se koningskap oor ons lewens uit. Ons ontken ook baie keer dat Jesus eintlik die mag oor my lewe het, want ons lewenstyle en ons lewenskeuses sê baie keer, hoekom moet ek Jesus koning van my lewe maak? Dis baie ongerieflik om die beheer van my lewe aan die Here af te staan. Is baie makliker en baie veiliger, baie geriefliker om die beheer te behou. Ek hou van mag. Ek wil nie sê
Ek wil veral die laaste sê, al moet ek baie keer 'n bietjie manipuleer om dit reg te kry. Moet ek baie keer dreig om dit reg te kry. Moet ek baie keer skree om dit reg te kry. En daardeur sê ons lewenstyl, die Here is nie eintlik koning oor my lewe nie. Ons leef eintlik met 'n valsheid en 'n valse gerusheid en 'n valse vrede. Baie keer 'n valse bravade. Maar dit is baie gemakliker as om mag te verloor. So Jesus kom baie keer voor ons staan en dan sê hy, weet jy, doen afstand van jou aandrang om altyd in beheer te wees oor almal en alles. Dit maak jou lewe vals. Jy leef dan nie in my waarheid nie. Ek wil jou veel meer as dit bied, maar dan moet jy my dien. Dan moet jy voor my buig. Gemeente, ons leef in 'n tyd van gewaande magshebbers. Daar is soveel moderne Pilatusse in ons land en oor die wêreld heen. Maar ons leef in ons verhoudinge met mekaar baie keer ook so. Ek is in beheer. Ek het die sê, ek het die mag. Kom ons maak nie die fatale fout wat Pilatus gemaak het nie. Want Jesus sê vir jou, en hy sê vir my vandag, ek wil aan jou die grootste reg gee, die hoogste mag, naamlik om kind van God te wees, sodat jy vir ewig kan lewe. Maar dan moet jy afstand doen van jou gemaakte troon en jy moet werklik waar vir my dien. Want die Here ons deur sy krag daartoe altyd help. Amen. Kom ons dank nou saam. Ons dank die Here dat U ons wat maar klein mensies is, wil aanstel om vir ewig te lewe en dat U ons deel maak van die kerk hier op aarde waar ons die grootste van alle take het om die waarhede van die evangelie helder en duidelik te preek en te leef. Here, vergewe ons as mense dat ons so graag in beheer wil wees, dat ons so graag mag wil uitoefen. Leer ons die vrede daarvan om die minste te wees, om baie keer ook terug te staan, om baie keer ook te akkommodeer en daardeur dan te sê, maar die Here is die een wat in my lewe die mag het. Want Here, U weet om daarmee om te gaan in ons lewens. Help ons om klein te wees en om graag ander te dien en daardeur die wonderlike waarheid van die evangelie te hoor en dit ook uit te leef. Dankie vir ons by mekaar wees. Ons bid vir elkeen wat vandag hier is, ook vir hulle wat om skeie redes nie hier is nie. Ons gebed is, Here, dat U ons naby sal wees. Daar waar ons nie gesond is nie, daar waar ons gesondheid afneem en ons swakker word, Here, dat U wonderlike vrede en U krag ons elke dag sal besiel. Daar waar ons bekommerd is, waar dinge op ons gedagtes is, wat vir ons moeilik is, daar vra ons dat U kalmte en U vrede vir ons genoeg sal wees. Hoor ons gebed, ons vra dit van U in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.